Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ons leef in 'n wêreld waar kommunikasie nog nooit makliker was nie. Ons stuur boodskappe en maak video-oproepe en ons kan binne sekondes met mense aan die ander kant van die wêreld gesels. En tog gebeur dit dat twee mense in dieselfde kamer kan sit, met mekaar kan praat, maar mekaar glad nie verstaan nie. Want kommunikasie gaan nie regtig oor woorde nie, dit gaan oor harte. Ons maak dikwels die fout om te dink dat luister beteken om die woorde te hoor. Maar mense gebruik taal om iets diepers te probeer sê. En die probleem is, ons hoor dikwels nie met ons ore nie, maar met ons vrese, met ons skuldgevoelens en met ons eie stories en ons eie insecurities. Iemand sê dalk, ek voel alleen en die ander een hoor, ag, jy's 'n pateet. Iemand sê, ek het jou nodig en die ander een hoor, jy doen nie genoeg nie. Iemand sê, daardie opmerking of aksie het my diep seer gemaak en onmiddellik kom die verdediging, ek het dit nie so bedoel nie of jy is maar net insecure. Maar die waarheid is, verhoudings breek selde oor wat gedoen is. Hulle breek oor hoe dit iemand laat voel het. Kom ons vat iets eenvoudig. Kom ons sê, ek sê vir jou, ek hou nie van ertjies nie. Ek vertel dit vir jou, nie een keer nie, maar verskeie kere. En tog sit jy elke aand ertjies voor my neer. Nou sal jy dalk sê, ag man, skuif dit net een kant, of dis mos nou nie so 'n groot ding nie, of ertjies is vir my belangrik, ek gee nie om wat jy daarvan dink nie. Maar diep binne-in gaan dit nie meer oor die ertjies nie. Dit gaan oor iets baie groter. Dit gaan oor die vraag, het jy my gehoor? Is dit wat in my hart en vir my aangaan vir jou belangrik? Maak dit saak wat vir my saak maak. Want liefde gaan nooit net oor die ding self nie. Dit gaan oor die persoon. En dis hoekom Paulus in Filippense skryf dat ons nie net aan ons eie belange moet dink nie, maar ook aan die van ander. En dis hoekom Jakobus so skerp skryf en sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, dan is dit sonde. Ek dink daar is 'n interessante woord in daardie vers, weet. As jy weet, as jy eenmaal weet, as jy iemand se hart vir jou, as iemand hulle hart vir jou oopgemaak het en jy hoor, as jy verstaan wat hulle vrese is, verstaan wat nie vir hulle lekker is nie, verstaan wat vir hulle belangrik is, verstaan wat hulle seer maak, verstaan wat hulle laat veilig voel, verstaan wat hulle laat blom, dan verander liefde. Dan gaan liefde nie meer oor wie reg of wie verkeerd is nie. Dan gaan dit oor koestering. Want die grootste behoefte van die mens is nie om altyd reg te wees nie. Dis om gesien te word, om gehoor te word, om te weet wat in my hart aangaan, maak saak vir iemand. Jesus het dit meesterlik gedoen. Hy het mense nie net gehoor nie, hy het hulle raak gesien. Voor hy die blindes genees het, het hy gevra, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Hy het geweet presies wat hulle nodig het, dat hulle wil sien, maar hy wou eers hulle hart hoor. Want liefde vra nie net, wat het jy gesê nie. Liefde vra, wat probeer jy eintlik vir my sê? En miskien lê die geheim van 'n goeie verhouding nie daarin om beter argumente te wen nie, maar om beter ontdekkers van mekaar te word. Om die weet in iemand anders te gaan soek, om te ontdek, wat maak jou bang? Wat laat jou veilig voel? Wat maak jou gelukkig? Wat maak jou seer? Wat laat jou geliefd voel? Want wanneer jy daardie weet ontdek, hou die ertjies op om oor ertjies te gaan. Dan begin jy iemand koester en dan voel hulle gekoester. Dan begin jy lief hê soos Christus lief het en dan voel jy op dieselfde manier geliefd. Miskien is ware kommunikasie nie die kuns om vinnig te praat of slim te antwoord nie. Miskien is dit die kuns om sag genoeg te luister, diep genoeg te verstaan en genoeg om te gee om te onthou wat in iemand anders se hart aangaan. Want verhoudings groei nie wanneer mense bloot woorde uitruil nie. Hulle groei wanneer twee mense vir mekaar sê, ek hoor nie net wat jy sê nie, ek koester wat ek van jou weet. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.